kerkgemeenskap. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek hoop jy het 'n geseënde week sover. Hierdie is 'n baie spur of the moment video. Ek het die afgelope Sondag het ek gepreek oor Kolossense 3. En ons twee temas wat in hierdie teksgedeelte na vore kom. Een tema het ons al klaar oor gepraat. Die Griekse woord porneia, wat natuurlik klink soos pornografie. Nou as jy nog nie daai video gekyk het nie, gaan kyk 'n bietjie. Op die kanaal is pornografie regtig of is porn regtig so erg. Gaan kyk dit. Daar delf ons in hierdie woord wat porneia is, die reeks seksuele sondes. Maar dan is daar nog 'n tema en ons sien dit hier by Kolossense. Ek gaan dadelik inspring. Ek weet almal is besig. En die teksgedeelte in Kolossense 3 gaan oor die ou en die nuwe lewe. Dit is baie dieselfde as wat ons kry in Efesiërs 4 en ons staan: daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeër het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd, gevloek, vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die nuwe lewe as mense en as nuwe mense, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is, besny of nie besny, andertalig, onbeskaafd, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Hierdie gedeelte, en as jy die tyd kry, gaan lees hierdie gedeelte bring twee Griekse woorde na vore. Nou die eerste, soos wat ek gesê het, is porneia, en ek gaan nou hier na die Grieks toe, sodat ek seker kan wees, en as jy 'n predikant of 'n pastoor of iemand het, vra vir hom ook, nie net my woord vat daarvoor nie. Dis 'n groot fout wat ons maak, is ons aanvaar net alles wat op YouTube is, of wat op sosiale media is. As iemand preek, dan sê ons, ja, natuurlik is hy reg, want hy maak 'n video daarvan. Gaan toets dit asseblief, dit is baie belangrik. So kom ons kyk, Kolossense 3 vers 5, en vir die wat wonder, wat se Grieks gebruik ek hier, die USB 4, die vertalings wat ek hier, UBS, nie USB nie, sien, UBS, jammer. En dan het ek ook die Afrikaans 83, die ou Afrikaanse vertaling, en Engels die ESV. So kom ons kyk hier na die Grieks. Ek wil net gou vanaf kyk, waar is die woord porneia? Kom ons kyk, ja, hierso is hy, nee. 3 vers 8 kry ons 'n opdrag. Ek wil net seker maak as ons is op die regte plek hierso. Is ons? Ons is. Kom ons kyk gou hierso. Ek wil seker maak ons is reg en ons hier is hy. 3 vers 5 kom hierdie twee woorde na vore. Porneia. En dan die volgende woord is pleonexia. En ek wil vandag stil staan by hierdie woord. Nie porneia nie, maar pleonexia. As jy nog 'n porneia video wil hê, wat gaan oor porneia asseblief, en wat indelf in hierdie woord, laat weet my. Pleonexia. Nou, pleonexia, as ons dit reg verstaan, of as ons dit, reg verduidelik, in sy konteks gaan dit oor gierigheid. Sondag toe ek preek, toe het ek gepraat van, ek het nou byvoorbeeld hierdie groen foon. Ek het nou hierdie groen foon gekry, en dis 'n fantastiese foon, en ek raak nou lekker gewoond aan die foon en so aan, en dan ewe skielik sien ek 'n rooi foon, en dan wil ek die rooi foon hê, want ek meen, die rooi foon het nou 'n beter kamera, en dan so 2 of 3 weke later sien ek 'n blou foon, die blou foon het 'n groter skerm, en sorry, kry jy jouself partykeer dat jy alles het wat jy nodig het, maar jy soek nog, jy soek meer, jy het hierdie foon, great, hy doen wat hy moet doen, hy bel mense, hy
stuur boodskappe, hy kan WhatsApp, dalk 'n video kyk, maar okay, jy soek iets beter. Jy soek nog. Pleonexia is die waarskuwing wat Paulus hier gee onder leiding van die Heilige Gees, en hy sê maar, saam met porneia is pleonexia ook iets wat ons moet besef dat dit was deel van ons ou lewe, om gierig te wees, om die heeltyd nog en meer en meer en nog en meer en meer te wil hê. En dit is so 'n praktiese tema vir ons vandag. Kom ons kyk na ons lewens. Ek sien dit raak in my eie lewe. Ons wil altyd nog hê. Ons soek altyd nog. Ons het baie, ons het genoeg, ons het meer as genoeg. Ons is geseënd. Moenie 'n fout maak nie. Ons is geseënd. Mense sê altyd, ja, jy klaar met die witbrood onder die arm. Ons is geseënd. Maar ons wil altyd nog hê. Nou sal daar mense wees wat sê, maar dis mos nie verkeerd nie, om jou lewe op te gradeer nie. Dis presies wat Paulus hier teen waarsku. Hy sê, julle moet dit doodmaak. Nou die opdrag hier wat hy hier gebruik, nê, is letterlik om dood te maak. Om agter te laat. Dit hoort nie by gelowiges nie. Nou as jy nou nie iets het nie en jy wil dit graag koop en jy kan dit koop, is daar mos nou nie 'n probleem daarmee nie. Maar pleonexia wys op 'n gierigheid wat jou lewe eintlik beheer. Ons weet die Bybel sê, jy dien vir of God of Mammon, een van die twee. Mammon was die geldgod, een van die twee. Paulus praat hier oor die ou en die nuwe lewe. Hoe lyk jou nuwe lewe? Want as ons gierig is, as ons die hele tyd wil hê, kom ons vat 'n voorbeeld vir die manne. Ek het 'n enkel kajuit bakkie. Wonderlik, dis al wat ek nodig het. Kies maar 'n korte dubbel kajuit. Kyk, en nou het ek nie meer die 2.2 nodig nie, ek het nou die 3.2 nodig. Die 3.2, hoekom? Want ek soek dit. Ek het nou nie regtig raamwerk vir vrouens nie. Dalk is dit 'n haardroër of wie weet 'n fiets of wat ook al dit mag wees. Maar dit is belangrik dat ons raak sien in ons lewens, waar is daar gierigheid? Want dit kan 'n gejaag na wind wees, dit is 'n gejaag na niks. En op die einde van die dag gaan ons nooit gelukkig wees nie. Ons geluk en ons vrede moet nie gevind word in hierdie aardse dinge nie. En as ons bietjie rondom ons kyk, is ons besig om 'n nuwe lewe te lei, of is ons net besig met die ou lewe? Is ons besig om die hele tyd, ons wil koop en ons wil nog hê, ons wil nog hê, en ons wil nog hê, en ons wil nog hê. Ons almal sien dit raak in ons lewens. En ons word gewaarsku daarteen. Wees gelukkig met wat jy het. Moenie dat pleonexia, moenie dat gierigheid, moenie dat nuwe goed jou so beheer dat jy net die hele tyd wil nie. En kyk, ons moet dit baie mooi verstaan. Die wêreld sê vir ons dat ons verdien dit. Jy gaan kyk na enige advertensie of iets, dit sê, jy weet, jy is die moeite werd, maar jy het hard gewerk, koop vir jou nog ietsie, kry nog ietsie, doen nog ietsie. En dit is juist waarteen ons moet waak, want anders gaan ons die hele tyd net wil goed koop, en nog wil hê, en nog wil hê, en nog wil hê. As jy nie het nie, en jy werk daarvoor, en jy koop vir jou, is dit mos nou nie die einde van die wêreld nie. So moet nou nie sê, die dominee het gesê, ek mag niks koop nie, of die ou op YouTube sê, ek mag niks koop nie, wat nou? Moenie gierig wees nie. As ons iets het, kom ons wees gelukkig daarmee, want dit is God gegewe. Alles wat ons het, alles wat ons is God gegewe. So wanneer ons 'n nuwe lewe in Christus, want dit is wat hierdie teksgedeelte vir ons sê, Efesiërs 4 sê dit ook, so Kolossense 3 en Efesiërs 4, wanneer ons hierdie nuwe lewe in Christus, wanneer ons hierdie nuwe identiteit lewe in Christus, dan gaan ons nie meer gierig wees nie, dan gaan ons nie meer soek na al hierdie nuwe aardse dinge nie, maar ons gaan fokus op ons verhouding met God.
Dink aan al die tyd wat jy al bestee het om nuwe goed te gaan koop en nuwe goed te soek en ek het dit in my eie lewe raak gesien, jy weet, Facebook Marketplace, jy weet jy. Ek word, ja, hoekom nie? Kom ons gaan. Is dit nie so nie? Wat gaan dit vir ons beteken op die einde van die dag? Iemand sien dalk jou nuwe ding raak vir soos 2 of 3 minute en sê, dit's mooi. En dis dit. Het jy die nuwe 3.2 gekry? Nice. Ok, kom ons praat oor iets anders. Ons nuwe lewe in Christus is belangriker. Kom ons maak die ou sondige begeertes en die ou dinge dood. Ons ou lewe tel nie meer nie. En ek wil weer teruggaan na die Grieks toe, julle. Ek weet dit is 'n bietjie langer as wat ek gesê dit gaan wees. Onthou die woord porneia, ons het dit klaar bespreek, nou pleonexia in vers 5. En as ons onsself skuldig maak, sê die teksgedeelte, deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat ongehoorsaam is aan hom. So dis nie, jy weet dat jy 'n keuse het nie, dis verkeerd, dit is wat Paulus hier sê onder leiding van die Heilige Gees. Vers 8, hoor ons 'n opdrag om weg te sit. Trek uit, maak dood hierdie goeders. Maak dit dood. So vir ons nou, wanneer ons hierdie video afsit, kom ons kyk na ons lewens en kom ons sê, weet jy wat, hier is ek besig om tekort te skiet, hier is ek besig om heeltyd nuwe goed te soek. Dit gaan nie vir ons vervulling bring nie. Daar's 'n ding wat ons nou beleef in ons tyd, en hulle noem dit instant gratification, in ons lewe in 'n tyd van instant gratification. As ons kyk na die woord porneia, as ons kyk na pleonexia, as ons kyk na al die dinge, instant gratification, ek soek dit nou, as ons kyk na die stories, die musiek, ons kan alles nou, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en ons het hom op die foon, papi, 'n video, inligting, wat ook al dit mag wees, instant gratification, ons het alles net hier. Kom ons besef hoekom ons op die aarde is, en kom ons besef wat ons taak is. Kom ons hoor die opdrag wat Paulus hier gee onder leiding van die Heilige Gees. Maak hierdie dinge dood. Porneia, pleonexia, gierigheid, seksuele sondes, al hierdie tipe goeders. Dis deel van die ou mens. Is ons skuldig? Ons is skuldig. Ons het die voorreg om te sê ons is skuldig. Maar ons het ook die voorreg om te sê, maar ek lewe nou 'n nuwe lewe in Christus. Ek maak hierdie ou dinge dood en ek beweeg vorentoe. Ek lewe in alles vir die Here. Kom ons sien hierdie goeders raak in ons lewe. Kom ons fokus op die Here. Kom ons besef dat ons het 'n nuwe lewe. 'n nuwe lewe wat ons kan leef in Christus. Hier in vers 16, en ek sluit af daarmee, staan daar, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly, leer en onderrig mekaar met wysheid, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat ook al julle doen of sê, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Wat ook al julle doen of sê, dank God die Vader. Dit is waarop ons lewe gefokus moet wees. Dit is wat ons moet doen. Kerkgemeenskap, sterkte vir die week, sterkte om al hierdie dinge raak te sien, wat verkeerd is in ons lewens, is nie altyd lekker nie, maar is nodig, dat ons die sonde raak sien. Ons bid vir bekering, ons bid dat ons sal wegdraai van die sonde af, en sal terugdraai na God toe in geloof. Deel hierdie video asseblief, en kap daai duimpie, en die klokkie, hy's daar iewers. En sterkte vir die week. Vrede vir jou.